wonderwerke in die naam van Jesus. Die verhaal van Jesus wat op die see loop. Hy het gesien hulle roei swaar. Jesus het die disippels gestuur om na die oorkant van die meer toe te vaar, na die vermeerdering van brood. Hy het op die strand agtergebly om te bid, en toe kyk hy en hy sien hulle roei swaar. Toe die volgende oggend lees ons, gaan Jesus hulle tegemoet. Hy het gesien hulle roei swaar, want die wind was teen hulle. Teen dagbreek die volgende môre het hy op die see na hulle toe aangeloop gekom, en hy wou langs hulle verbygaan. Hoe weet jy wanneer God aan die werk is? Daar is eintlik 3 maniere wat ons kan agterkom. Hier is God, of waar ons die afleiding kan maak, God is hier aan die werk. Die eerste een is wanneer ons na die natuur kyk. Die natuur werk volgens sekere wetmatighede. Daardie wetmatighede het van ernstig afgekom. Iemand moes die wette gemaak het waarvolgens die natuur gewerk het. 'n Mens kan maar net sit en dink na die hele begin van die heelal. Hoe toe die heelal begin het, daar nie tyd was nie, daar nie materie was nie, daar nie plek was nie, en dat daardie persoon wat nie aan plek gebonde is nie, self nie materie is nie, en ook nie aan tyd gebonde is nie, moes die heelal veroorsaak het. En dan kan ons kyk na, met watse presisie is nie net die heelal nie, maar ook biologiese lewe uiteengesit, dat daar 'n plan is in elke sel vasgevang van hoe die sel moet werk, hoe dit funksioneer, sodat lewe kan moontlik wees. En dan kom ons agter, wanneer ons na die natuur kyk, daar is 'n sekere ontwerp daaraan wat lewe moontlik maak. En die ontwerper is God. Dit is hoekom ons kan reken op die son wat opkom. Dis hoekom ons kan reken op swaartekrag. Dis hoekom ons kan reken dat lewe op aarde moontlik is, want dit is ontwerp om dit moontlik te maak, en daardie ontwerper is God. Daar is 'n tweede manier hoe mens agterkom dat God in jou lewe besig is om te ontwerp. En dis as jy so 'n oomblik bietjie stil sit en jy reflekteer en jy kyk hoe die dinge van jou lewe uitgewerk het. 'n Mens is dikwels verbaas dat al daardie faktore wat ook nie binne jou vermoë is nie, en ook nie deur jou intensie noodwendig voortgebring is nie, maar hoe al daardie faktore saamgewerk het, sodat jou lewe kan wees soos wat dit vandag is. Dit was nie 'n kansontmoeting nie. Dit was nie per ongeluk dat dit so gebeur het nie. Hoeveel keer in jou lewe het jy al gebid vir iets, of gehoop dit gebeur so, en dan werk dit glad nie uit nie, maar terwyl dit glad nie uitwerk nie, het daar iets beters gekom, dan kyk jy terug en sê, dankie Here. En dan kan jy die hand van die Here sien, hoe dinge in jou lewe bymekaar gekom het, sodat jou lewe op die regte pad kon wees. Dan is daar 'n derde manier. Wonderwerke. Wonderwerke is vir gelowiges die moeilikste een om vir nie-gelowiges te verdedig. Want in terme van nie-gelowiges het hulle 'n manier van dink wat gekoppel is aan materie, het hulle 'n manier van dink wat gesê, maar buiten dit wat ek kan sien en wat ek kan hoor en waarin ek kan vat, buiten dit is daar niks, so daar is nie ruimte vir 'n God wat wonderwerke doen nie. Dit is so dat die Christelike geloof is ook in 'n pakkie van wonderwerke toegedraai, want die basiese goed van die Christelike geloof het te maak met wonderwerke wat God doen. En dis hoe ons aan wonderwerke behoort te dink. Dat 'n wonderwerk is nie om te sê dat die natuurwette opgehef word nie.
Nêrens word dit opgehef nie. 'n Wonderwerk het hierdie een kenmerk dat dit God is wat nou optree binne in 'n menselewe. God is wat nou optree binne in die skepping. Kom dan dink ons aan byvoorbeeld 3 groot wonderwerke wat die raamwerk van die Christelike oortuiging vorm. Die eerste wonderwerk is die skepping. En onthou, voor die skepping was daar nie materie nie, was daar nie tyd of plek nie, maar in die skepping het God ingetree en het die aarde ontstaan. God is die skepper en die feit dat jy en ek blootgewoon leef is juis getuienis van daardie wonderwerk en ook getuienis dat daar dus een moet wees wat nie aan tyd en plek en materie gekoppel is nie. Dit is die een wat ons God noem. Josef het geweet waar kom babas vandaan. Daarom wou hy, toe hy hoor Maria is swanger, die verloving stilweg breek, totdat die engel aan hom verskyn het. En hy die oortuiging gevind het dat dit wat in Maria gebeur het, is God wat op 'n wonderbaarlike wyse ingegryp het in die lewe van Maria, op 'n wonderbaarlike wyse ingegryp het in die lewe van Maria en Josef staan in die geskiedenis van die volk van Israel en in die gang van die geskiedenis van die wêreld. Is dit God wat van die buitekant af op hierdie wyse ingryp. Sit en dink aan die opstanding van Christus. Die getuienis van die disippels was nie dat Jesus op een of ander natuurlike wyse of natuurlike proses weer lewend geword het nie, maar was juis dat God hom opgewek het, dat God van buite af ingegryp het. En vir u wat sit en dink of dit waar is en hoe dit waar kan wees, is daar 'n vraag om te antwoord en dit is: waarom sou die disippels hieroor jok? Dink bietjie mooi. Sal jy jou lewe gee vir 'n leuen? Nee. Maar die disippels het elke een haar lewe afgelê vir die waarheid dat Jesus Christus dood was, dat God ingegryp het en dat hy opgewek is en vandag nog lewe. John Lennox is 'n Engelse wiskundige en hy het 'n baie mooi beeld wat hy gebruik. Hy vertel van hy wat in 'n gastehuis oornag en dan sit hy die eerste aand, dan sit hy 'n R100 noot binne in die kassie en dan die tweede nag sit hy R200 noot binne in die kassie en die derde nag sit hy R300 noot binne in die kassie en dan weet hy, volgens die reëls van sy wiskunde moet daar R300 in sy bedkassie wees. Wanneer hy egter daar kyk, dan sê hy maar daar's nie R200. Wat is die afleiding wat 'n mens nou moet maak? Is die afleiding wat jy moet maak dat wiskunde werk nie, dat 1 + 1 + 1 is nie meer 3 nie, maar dat 1 + 1 + 1 op een of ander manier is 2? Nee, dis nie die afleiding wat ons maak nie. Die afleiding wat ons maak is dat iemand van buitekant af ingekom het binne in die kassie en die orde wat in die kassie is verander het. En dit moet ons 'n idee gee. Nie net van wat 'n wonderwerk is nie, maar van hoe ongelooflik groot die een is wat 'n wonderwerk doen. Kom vir 'n oomblik, sê ons bou 'n boot. En die oomblik wat ons op hierdie plan ooreenkom en sê ons gaan 'n boot bou, dan gaan ons kyk en sê, weet jy, ons soek 'n plan. En iemand gaan vir ons kyk en sê dit is die beste tipe boot wat 'n mens kan bou vir jou gebruik en daar is hierdie tegnologie wat ons daar gaan insit en dan gaan ons kyk, maar dit is die materiale wat ons gaan maak en dan gaan ons na die wetenskap van skeepsvaart kyk en skeepbou kyk en dan gaan ons sê, maar weet jy, dis die tegnieke wat ons gaan gebruik en dan gaan ons vir ons 'n baie goeie boot bou. Die agterkant van ons boot gaan ons 'n naam gee, daar hang gewoonlik 'n vlag.
Daardie vlag sê, maar dit is waar jy vandaan kom. En die agterkant van hierdie boot wat jy gaan bou is, waar kom jy vandaan? Jou familie, jou ma en jou pa, waar kom jy vandaan? En wat is die effek wat dit op jou het? Dan het jy die binnekant van die boot, die middelkant van die boot, die middelboot gedeelte, en dit gaan verskil van mens tot mens, van boot tot boot, want elke mens se lewe is toch immers nie dieselfde, en jy gaan toch nie, as jy oorlog toe gaan vir jou seilboot bou, of as jy 'n groot vrag wil hê vir jou roeiboot gaan bou, nee, jy gaan jou boot bou, volgens dit wat jy gaan doen in die lewe. Wat jou dag volmaak, wat jou motiveer, wat gemaak dat jy opstaan en hard werk. En dit is wat die middelste gedeelte van jou boot gaan uitmaak, maar die voorste gedeelte, die gedeelte wat na die horison wys, die gedeelte wat na jou bestemming wys, die voorste gedeelte. Dit is amper 'n profesie wat gaan wys en vir jou sê, maar waar gaan als eindig? Wanneer jy daardie boot bou, en al wat jy in daardie boot insit is materie, tegnologie, wetenskap, alles wat jy kan vat, en kan sien, en kan hoor, en jy dink dit is die lewensboot waarop jy wil vaar, en jy het al die beste tegnologie en al die beste lewenswetenskappe om jou lewe so goed as moontlik te maak, dan weet ek waar daardie boot gaan eindig. Op die dokke, op die strand, op die rotse, uit mekaar geroes stikkend, waarin die seevoëls gaan nes maak, want wat weet ons? Dat as dit al is waaruit jou lewe bestaan, dat die lewe op niks uitloop nie, daar na die dood geen hoop is nie, en dit die einde van al jou ywer sal beteken. Maar hierdie oomblik, wat jy jou boot bou en inrig, volgens die koninkryk van God, volgens die wetmatighede van die koninkryk van God, kyk hoe anders is die antwoorde op jou vrae, want as jy nou moet sê, waar kom jy vandaan, dan besef jy is baie meer as net 'n paar biologiese prosesse, jy is baie meer as net 'n dier wat op een of ander manier baie hoog ontwikkel is, jy is vooraf bestem deur God, en hy het jou geseën met talente en gawes, en jou letterlik aan mekaar geweef in die skoot van jou moeder, en hy het dit gedoen, sodat jy in jou lewe ontwerp is, met 'n spesifieke plan, en 'n spesifieke doel in gedagte, en ergens wanneer jy na die midskip van jou lewe beweeg, om te kyk met watse dinge jy elke dag besig is, maak jy hierdie ontdekking van, nie net dat ek geskape is nie, maar van die rede van waarom ek wel geskape is, en dit is inspirerend, nie net vir jouself nie, dit is ook inspirerend vir ander mense, want ewe skielik het jy nou 'n skip wat deur diep water kan vaar, het jy 'n skip wat deur storms kan vaar, het jy 'n skip wat gesê het, maar ek het 'n vaste bestemming waarop ek gemik is, en dis 'n bestemming wat selfs die dood van my nie kan wegneem nie, want my bestemming is die hawe in die koninkryk van God. En nou kan jy iets verstaan van die diepte van die verhaal van Christus, wat sy disippels in hulle lewensboot uitstuur oor die see sonder hom op 'n spesifieke manier. Dit is amper asof Jesus vir hulle die prentjie wil teken van die kerk na die hemelsvaart, dat hy by hulle teenwoordig is, maar nie liggaamlik in die boot nie, maar nogtans het hulle die verantwoordelikheid om met hulle lewens uit te vaar oor die onsekerheid van die see, en sy teenwoordigheid sit in die woordjie, hy het gesien hulle ry swaar, hulle roei swaar.
die gedagte van roei swaar is baie meer as net oefening. 'n Mens kan aan party Griekse konsepte dink as soos 'n velcro balletjie wat soos wat dit rond beweeg, dan tel dit ander idees saam net op. En die idees hier agter roei swaar is om te vertel van die worsteling wat hulle daardie nag deurgegaan het, wat 'n prentjie gee van die werklikheid van die lewe wat 'n mens leef, want die werklikheid van ons lewe is dat die lewe is moeilik. Vir 9 uit 10 mense is die lewe moeilik en is daar ten minste moeilike tye van die lewe, en vir daardie 1 uit 10 vir wie dit nie so is nie, of wat sê dit is nie so is nie, ons weet hulle sukkel met ontkenning. Want die lewe is moeilik en ons sit en dink dat die lewe veronderstel is om daarom vir 'n mens terug te gee wat jy ingesit het. Met ander woorde, as jy goed is die lewe veronderstel om vir jou goed uit te draai. As jy mooi dinge doen, is die lewe veronderstel om vir jou mooi uit te draai. Dat ons kry wat ons gee. Maar nou werk dit nie so nie. Weet jy wat lees ons hier? Ons lees hier dat die disippels was gehoorsaam aan Christus. Ons lees hier dat die disippels was nie dom nie. Hulle was ervare seemanne wat die see geken het, en presies geweet het wat doen hulle toe hulle die nag oor die meer gevaar het. Hulle het presies geweet, en het geweet hulle het die vermoë om dit te doen. Hulle was nie dom nie, hulle het dit gedoen, in gehoorsaamheid aan God. En hulle het die geloof gehad in hulle self, en die geloof gehad in Christus, dat dit vir hulle goed gaan uitwerk, maar die lewe het vir hulle iets anders gegee. En weet jy, dit is wanneer ons so worstel met die lewe, dat ons gryp na strooihalms. Daar is gelowiges wat wil beweer dat as jy net gehoorsaam is, dan sal alles reg uitdraai. As jy net geloof het, dan sal alles reg uitdraai. Want gehoorsaamheid en geloof is die waarborg dat jy gesondheid en voorspoed in jou lewe sal beleef. En hier lees ons van die lewenswerklikheid wat glad nie so is nie. Van die lewenswerklikheid wat sê dat selfs al doen ek alles reg en ek doen alles in my vermoë, ek doen alles in geloofsgehoorsaamheid, is daar nog steeds 'n worsteling vir my. Want voorspoed kweek swakkelinge. Gelowiges is nie swak nie. Gelowiges groei en word sterk deur die worsteling wat hulle daagliks het. En dan sien ons dat hulle het 'n worsteling teen die elemente, hulle het 'n worsteling teen die omstandighede. En jy weet self dat jou eie lewe is van die eerste dinge wat jy moet oorkom in terme van jou persoonlike groei, is 'n manier om jou omstandighede te bowe te kom. En dan lees ons over hulle fisiese beperkings. Na 9 ure se roei is hulle fisies moeg, en nou gebeur met hulle wat met ons ook gebeur. As van ons fisies moeg is, dan raak ons gedagtes ons vyande en begin hulle nonsens uitdink. Ons lees van vrese, ons lees dat hulle dink Jesus Christus is 'n spook, en hulle het hierdie nonsens wat in hulle gedagtes sit, wat hulle lewenssituasie eintlik nog net moeiliker maak. Maar hier onderliggend is daar ook iets wat gebeur. Hulle is op die see. Die see is die onsekerheid. Sit en dink aan die verskil tussen om op die vaste land te staan en om op die onsekere see te staan, te rondgeskommel te word. Die onsekerheid. En dan die see, die doodryk gehuisves, waar die bose is. Want in hulle belewenis van hulle worsteling om oor die lewensoseaan te vaar, raak hulle ook bewus van die bose wat hulle teestanders word. En daar sit die diepte van hulle worsteling. Ek weet daar is baie gelowiges wat vandag wil misken dat daar 'n bose werking ook teenwoordig in jou lewe is. Van die grootste foute wat jy kan maak. Dit is vir gelowiges belangrik om Christus se gebed, maar verlos ons van die bose ernstig op te neem, want dit vorm deel uit van ons worsteling. En dit is dan wanneer Christus op die toneel verskyn.
Wanneer hy op die toneel verskyn dan, stap hy oor die water. Dink vir 'n oomblik aan die water en die see wat oopgegaan het in Israel, wat deurgetrek het, en wanneer hierdie waterverhaal vir ons opgeteken word, dan word dit vir ons anders opgeteken, en word Christus opgeteken as die een wat bo op die water loop. Met ander woorde, die een wat nie geraak word deur sy onstuimigheid nie, die een wat nie geraak word deur die bose werking nie, die een wat nie geraak word daardeur nie, want hy wys hier dat hy die skepper is. Dit is wat die disippels van die vermeerdering van brood nie kon verstaan nie, is wie Jesus is, dat hy die skepper is, dat hy die een is wat in beheer is. En dan lees ons hierdie woorde, dat Jesus by hulle wou verbygaan. Hoekom moet dit vir ons bekend klink? As ek vir julle sê, weet jy, 'n Skotte hier en 'n Engelsman stap in kroege, en dan weet julle, ons gaan 'n grap vertel. Of as ek julle vertel van, ek begin met die vertelling met eendag lank gelede, dan weet julle, maar ek gaan nou 'n storie vertel. Dit is tegniese taal, is woorde met 'n tegniese funksie. En as ons hierdie woorde vat van verbygaan, dan is daar 'n tegniese funksie daaraan wat ons laat dink aan Moses en God wat sê, maar ek gaan nie jou verskyn, maar ek gaan by jou verbygaan, dat jy my net van agteraf sien. Christus sê, gaan jy verbygaan, dan sê, maar hier is dit God wat nou in jou lewe inkom. En die oomblik wat dit gebeur, is daar 'n respons. Ek wil hê, jy moet verstaan wat die wonderwerk is. Die wonderwerk is nie die verandering van omstandighede nie. Die wonderwerk is die bekendmaking van wie Christus is, wanneer hy ingryp in jou lewe. En daarop het die disippels 'n respons gehad, en die respons wat hulle gehad het, is een van verwondering. Eintlik is verwondering 'n klein woord, die gedagte daar is een van absolute ontzag. En verwondering is hierdie menslike belewenis, wanneer jy staan voor iets wat baie, baie groter as jy is, dan word jy daardeur absoluut verwonderd, en jy maak ook jy afleiding, maar ek is klein, en dit is wat in daardie oomblikke met die disippels gebeur, en dit is wat met jou en my gebeur, die oomblik wanneer ons besef van Christus se teenwoordigheid in ons onstuimige lewe, dan word ons oorval met verwondering, en deel van hierdie verwondering is, dat ek weet, ek het 'n konneksie met dit wat groter as ek is. Ek het 'n konneksie met Christus wat nou hier is. Ek het 'n konneksie met sy koninkryk wat rondom my vorm. Ek het 'n konneksie daarmee. Ek het 'n baie spesifieke plek daaraan, en dit vul my met absolute verwonderende ontzag. En dit is lewensveranderend. Gemaak 'n lysie van daardie insidente wat vir jou lewensveranderend was, en ek is bereid om te wet dat meer as 70% van daardie insidente in jou lewe gaan negatief wees. Is gewoonlik negatiewe, seer, teleurstellende, onreg gebeurtenisse wat mense beskryf as lewensveranderend, maar hier lees ons iets van die manier hoe Christus werk, het sê, wat lewensveranderend is die ontzag wat jy kry, wanneer jy bewus raak van my teenwoordigheid in jou lewe. En dit wat lewensveranderend, die gedeelte wat verander, dis daardie gedeelte wat ons sê vertroue is. 'n Mens kan Christus vertrou, want hy wys, hy is God. Jy weet, hy sê die woorde, ego eimi. Hy sê die woorde, eintlik dubbel, hy sê, dit is ek, want dan hoor die disippels die bekendmaking van die naam van God, ek is wat ek is. En dan is dit die ek is wat naby gekom het, en dit is 'n uitreik na jou siel, dis 'n uitreik na jou lewe wat sê, ek is die een wat jou verlosser is, ek is die een wat jou redder is, ek is die een wat die uitkomste van jou lewe bepaal, ek is die een wat in jou belang, in jou guns optree, ek is die een, en weet jy, dit is wat vertroue gee.
Het jy al opgelet, wanneer vertrou jy? Jy vertrou iemand wanneer jy weet hulle in staat is om te kan doen wat hulle sê dat hulle doen. Dis die eerste een. En jy vertrou iemand wanneer jy oortuig is dat wanneer hulle optree, hulle in jou belang sal optree. En is dit nie presies Christus nie? Dat hy ons vertroue waardig is, want hy het gedoen om in die kruis te sterf, homself oorgegee, en hy het dit gedoen 100% in jou belang, en hy het gesê, die grootste wonderwerk is ek wat dan opdaag in jou lewe, sodat jy jou vertroue nie in die uitkomste hoef te plaas nie, maar dat jy jou vertroue in my kan plaas. Matteus vertel vir ons 'n stukkie wat by die wonderwerk bygekom het. Van Petrus wat ook op die water geloop het, 'n paar tree, solank hy vir Christus gekyk het. Want ons word uitgenooi om te deel in die wonder. Die wonder van die skepping, jy word uitgenooi om in die skepping te leef. Die wonder van die kruis, jy word uitgenooi om in die kruis te leef. Die wonder van die opstanding, jy word uitgenooi om in die opstandingswerklikheid te leef. Jy word genooi, gelowiges word genooi om te deel in die wonder. En ons deel in die wonder, solank ons met Christus in pas is. Sit en dink vir 'n oomblik aan 'n groep mans wat oor 'n brug loop en niemand kan dink dat die blote feit dat hulle oor die brug loop gaan maak dat die brug in mekaar stort nie. Dan vat jy daar dieselfde groep mans en jy laat hulle in pas met mekaar masseer en hulle in pas veroorsaak vibrasie en die vibrasie veroorsaak 'n ritme met die brug en wanneer dit in pas met die brug se vibrasie is, dan ewe skielik is die bewegings so groot, so uitermate, dat die brug in mekaar stort. Net omdat hulle in pas met mekaar is. Kan jy vir 'n oomblik dink, wat se bemagtiging, wat se lewenskrag, koninkrykskrag, daar nie in jou lewe losgemaak word, wanneer jy dit reg kry, om in pas met Christus te leef nie. Krag om op te staan as jy geval het. Krag om moed te kry as jy moedeloos was. Krag om hoop te kry dat vandag gaan 'n beter einde hê. Die koninkryk van God in jou lewe. Einstein het gesê daar is 2 soorte mense. Hulle wat glo in wonderwerke en hulle wat nie glo in wonderwerke nie. Hulle wat nie glo in wonderwerke nie, moet 'n natuurlike verklaring vir alles gee en dan is daar geen wow oomblikke in die lewe nie, want alles is maar net soos wat dit is en dis maar net of toevallig of biologiese of natuurlike prosesse. Niks is wow nie, want dit is en dit sal so wees. Maar vir ons wat gelowiges is, ons wat glo in God se bestemming, in God se koninkryk, in God se teenwoordigheid by ons in hierdie lewe, in God wat ingryp. Ons kan daagliks verbaas staan en verwonderd word oor die teenwoordigheid van God in ons lewens. Hier gaan dit nie of Christus jou sien nie. Hier gaan dit of jy Christus sien vir wie hy is en hoe hy teenwoordig in jou lewe is en wat hy besig is om daar te doen. Dit is awesome. Amen.